Ons gesels nou graag met jou oor hoe om teleurstelling in 'n huwelik te verwerk. Om te trou met romantiese drome en opwindende verwagtinge is normaal. Die mens is egter onvolmaak, feilbaar en beïnvloedbaar. Nou wanneer twee onvolmaakte mense, elk met 'n eie stel drome en verwagtinge in die huwelik saamgevoeg word, is teleurstelling onvermydelik. Teleurstelling is dus normaal en baie beslis nie 'n teken dat 'n huwelik 'n mislukking is nie. As jou maat iets doen wat jou teleurstel, sal jy een of meer van die volgende beleef. Eerstens, die teleurstelling gaan by jou onsekerheid veroorsaak, wat waarskynlik sal aanleiding gee tot baie vrae, waarin jy tydig en ontydig dink, wat jy wil vra en waaroor jy wonder. Dit kan enigiets insluit van, hoekom het hy dit gedoen, tot, is ons huwelik dan nie vir hom belangrik nie. Tweedens kan teleurstellings ook veroorsaak dat jy matige woede beleef of selfs baie kwaad word. Derdens kan dit ook geweldige moedeloosheid veroorsaak, wat jou laat voel dat die huwelik nooit weer sal herstel nie. Hierdie moedeloosheid kan selfs oorgaan in depressie. Ongelukkig dink baie mense dat hulle die effek van teleurstelling maar net kan ignoreer en dit sal van self weggaan. Ander fokus weer so lank by vra, kwaad wees, moedeloos wees, dat hulle net daar vashak en met dit oud word. Een van die eerste stappe tot sukses is om vir jouself te sê dat dit normaal is. Geef vir jouself geleentheid om vrae te vra, kwaad te word en moedeloos te wees, sonder om te lank daaroor te talm. As jy dit doen, gee jy jouself die kans om te treur, iets wat nodig is as jy suksesvol deur die teleurstelling wil werk. 'n Volgende stap tot sukses is om soveel as moontlik van die triggers te identifiseer. Nou, triggers is enigiets wat jou aan die teleurstelling herinner. Wanneer mens nie die triggers herken nie, het hulle die vermoë om die illusie te skep dat die teleurstelling so onlangs as 'n paar oomblikke gelede gebeur het, al was dit iets soos 2, 3 of 6 weke gelede. Triggers maak die teleurstellings weer lewendig, as jy hulle nie herken nie. Een manier om te begin om teleurstellings beter te verwerk, is deur ons saamgestelde gesin-evaluasie te doen. Kyk gerus op ons Beter Verhouding webwerf in die winkelopsie. Die evaluasie sal jou help om te bepaal wat teleurstellings se grootste effek op jou is. As jy dit weet, is jy een stap nader daaraan om teleurstellings makliker te verwerk en dit gee ook 'n plan van aksie wat die pad vorentoe makliker maak. In hierdie kort gesprek het ons praktiese wenke en perspektiewe gegee wat help om teleurstellings beter te verwerk. Daar is verskeie ander wenke en perspektiewe, maar daaroor gesels ons in die volledige hoe om teleurstellings te verwerk kursus. Ons wil jou graag nooi om te registreer vir ons e-kursusse sodat jy hierdie en ander kursusse per e-pos kan ontvang en op jou eie tyd deurwerk. Nou, hierdie volledige kursus bestaan uit 4 lesse. In hierdie lesse gee ons perspektiewe, antwoorde, vrae, wenke, huiswerk en Bybelstudie. Les 1 gaan onder andere oor, sal 'n mens se huwelik herstel na baie groot teleurstelling? Les 2 gaan oor, is die onsekerheid wat lei tot so baie vrae, die woede, die moedeloosheid, is dit normaal? Les 3 gaan oor vergifnis en die feit dat dit 'n proses is en nie noodwendige oombliklike iets wat 'n mens doen nie. Les 4 gaan onder andere oor hoe herbou 'n mens die liefdeskonneksie as daar 'n teleurstelling was. Tot volgende keer. Pas mekaar op En geniet mekaar.